Ek wil begin met dit wat Willie gesê dalk. Ja, gaan nie so te blaai nie, maar in Deuteronomium sê hy vir ons, tot ziens. In Deuteronomium, right, in Deuteronomium sê hy vir ons, en dit hy onthou, dis die woord wat hy vir ons laas jaar gegee het. Hy het gesê, wees sterk en volmoed. Met ander woorde, hy wil ons bemoedig om te sê, luister, jy het die vermoë, jy het die vermoë, die kapasiteit om dit te maak. In Petrus sê hy, wees nugter en waaksaam. Wees nugter, en ek hoef nie baie daaroor te praat. As jy nie nugter, ek weet nie hoe is dit om nie nugter te wees nie, maar ek dink nie jy is in beheer van jouself nie. Wees nugter en waaksaam, wees wakker. En dan in Korintiërs, kom ons blaai dalk soontoe, in 2 Korintiërs 4, gebruik hy 'n ander woord. Dus, ek wil net sê, dit wat Willie en Isel sê, in 2 Korintiërs 4, ja, kom ons gaan dalk soontoe, 2 Korintiërs 4, vers 16. Twee Korintiërs 4, en baie dankie vir die wat julle Bybels bring. Ek wil jou regtig aanmoedig, lees jou Bybel, kyk, ek het nie 'n probleem met 'n selfoon nie, maar dit sal goed wees as jy 'n Bybel het en merk en skryf en aantekening maak in hom. In 2 Korintiërs 4:16 sê die volgende, hy sê, daarom gee ons nie moed op nie. My boetie en sussie, goed wat ons sê vanmôre, wil jou nou al dalk die handdoek laat ingooi waarvan ek Sondag gepraat het. En Paulus sê, moenie moed opgee nie. Jy kan nie verloor nie, maak nie saak, in hierdie goed wat ek nou 6 dae sterk woorde, maak nie saak of jy dood gaan nie, jy kan nie verloor nie. Daarom moenie moed opgee nie. En dan sê hy hoekom? Hy sê, daarom moenie moed opgee nie, maar al vergaan die uiterlike ook, mens ook, nogtans word elke mens dag na dag vernuwe. Dis belangrik. Dis belangrik. Ons word ouer, ensovoorts, so vol van wat gebeur het in die tyd van Eden. Die liggaam gaan afgaan, en ons gaan eendag sterf. Maar solank die innerlike mens versterk word, verhouding met God is geweldig belangrik. En dan gaan hy aan vers 17, want ons ligte verdrukkings vir 'n oomblik, en dit bewerf vir ons 'n alles oortreffende ewig van heerlikheid. En nou praat hy van daar gaan aanslag wees. En luister, die Paulus het deur rowwe goed gegaan. En hy noem dit ligte verdrukking. Ek dink nie ons as liggaam het ooit gesamentlik deur goed gegaan wat hy gegaan het nie. En hy noem dit ligte verdrukking, maar hy sê, hou moed. Moenie moed verloor nie. Dis my boodskap aan u vanmôre. Daar gaan aanslag wees. Ons is oorwinnaars. En God wil hê ons moet elke situasie oorwinnaar wees. Verantwoordelikheid ons het om weerstaan. Petrus sê, hy loop, en toe ek dit hoor in hierdie week was dit vir my goed. Hy sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Met ander woorde, hy het 'n stem. Die duiwel praat baie, en daarom moet nie toelaat dat hy met jou praat nie. Moenie luister vir sy stem nie. Maar die vyand wil kom slagsteen verwoes en ons moet hom weerstaan. En in hierdie goed gaan dit wees verdrukking. Ek gaan na hoofstuk 5 toe. Hoofstuk 5 vers 6. Hy sê, daarom
vers 6, daarom het ons altyd goeie moed. Vers 7, maar ons het goeie moed. My boetie en sussie, met ander woorde, wat ons vir mekaar vanmôre sê is, daar gaan aanslag wees. Wees sterk en volmoed. Wees nugter en waaksaam. Die Engels sê, don't lose heart. Moenie jou hart verloor nie, hou vas aan die Here. Maak nie saak wat se aanslag kom nie. God het jou wenner gemaak. Geheim lê, jy moet hom soek. Kom ons bou die innerlike mens. Kom ons bly die Here vertrou. Hy is die antwoord. Ek wil oorgaan dalk om net om te sê, wat geweldig belangrik is, God luister na die wat honger is. Toe ek volgende begin het, toe sê ek, God is orals. In Psalm sê, gaan ek in die hemel is hy daar, gaan ek af ter helle is hy daar. God is orals. Maar tog sê hy ons moet ons soek. Alhoewel hy orals is, het God 'n begeerte dat ek en jy hom sal soek. Want hy openbaar homself aan die wat hom soek. Hy sê, as jy soek, sal jy vind. As daar honger is in ons, dan openbaar hom aan ons. In die mate, luister mooi wat ek sê, in die mate wat ek en jy honger is, in daai mate gaan ons hom ervaar en beleef. En God wil hê in hierdie jaar, ek wil jy bemoedig, my boetie en sussie, in hierdie jaar, kom ons soek hom. Kom ons soek hom. En hy is homself openbaar aan ons. Hy is hom openbaar, hy is die sterke God. Die betroubare een. Hy gaan openbaar aan jou as die geneesheer, as die verlosser, want dis wie hy is. Maar ek wil jou bemoedig vanmôre om te sê, kom ons bly soek hom. Ek het vir u gesê, wat is die vyand? Ek spring baie rond. Wat is die vyand? Wat is ons grootste vyand? Kom ek noem dit liewer so. Wat is Christus se grootste vyand op aarde? Dis nie die duiwel nie. Dis ook nie my vrou of jou man nie. Dis ek, die eie ek. Die eie ek. Die een wat my die meeste weerstaan, is ek self, en dis waarvan Isel gesê het. God soek nie ander konings nie. Jy kan sê, kom ek stel die vraag wat die Here vir my vra. Onthou, as ek met hierdie goed deel, dan is dit goed wat die Here my deel. Die Here vra vir my, Chris, wat was jou nuwejaarsvoorwens? Wat die mens voornemens. En ek het nou een genoem, maar ek gaan 'n paar noem wat julle gesê het. Van julle het gesê, Here, ek wil graag 10 kg afgeskit. Party te sê, Here, ek wil fikser wees. Ek wil meer tyd my familie spandeer. Ek wil 'n nuwe kar hê, Here, of ek wil 'n lewensmaat kry, laat ek aan die studente dink. Ek wil 'n lewensmaat hê hierdie jaar. Ons het al hierdie goed genoem, en die Here, en dit kom na my toe, want ek vra u, want ek dink u is dieselfde plek gewees as ek. En die Heilige Gees vra vir my, het jy ooit gesê, Here, laat ek my doel in die lewe sal vervul? Laat hierdie jaar, laat Jesus Christus in my lewe sigbaar sal wees. Dis my brandende begeerte. Moenie jou hand opsteek nie. Moenie jou hand opsteek nie. Was dit op u lys? En ek dink nie hy was op die lys nie. Want hy was ook nie op my lys nie. En dis presies waarvan hy self gepraat het. Want God sê duidelik vir ons moet eers sy koninkryk soek. As ons hom eers te stel, raai wat, dan gaan al hierdie goedjies in plek val. En ek moet sê, Here, sorry,
Hier is die eerste. Daar is geen ander God in my lewe as U nie. En daarom, my broer en sussie, vanmôre wil ek vir julle sê, kom ons neem voorraadopname neem. As dit nie U verwagting was vir hierdie jaar nie, kom sê Here, ek het opgeslip. My begeerte, my hartsbegeerte is, dat U wil vir my lewe, dat ek dit sal uitleef hierdie jaar. En ons weet, God se wil vir elkeen van ons is, dat mense Jesus in ons lewens sal sien. En ek sal volgende week bietjie daaroor praat, want dit is geweldig belangrik, dat ons nie net in 'n teorie sal inval nie. Wat beteken dit? Dat mense Jesus in my lewe sal sien. Is interessant, as jy gaan kom ons gaan na Genesis 1 toe. Onthou, Jesus het gekom om alles te herstel, wat Adam en Eva verloor het. En ek sal dit aanhou sê en bly sê, maar dit was nooit om ons net hemel toe te vat nie. Dis nie wat Adam en Eva verloor het nie. Wat het Adam en Eva verloor? Kom ons kyk wat het Jesus kom herstel. Genesis 1:26. En God het vir die mense, en God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld. Met antwoorde, na ons beeld en na ons gelykenis. Die woord gelykenis, die Engels praat van likeness. Die woord gelykenis beteken funksie. Die funksie, met ander woorde, dit wat ons uitleef, moet God openbaar. En mag dit my en jou hartsbegeerte wees die hierdie jaar. Dat my funksie, nie net my karakter is die een kant. Met ander woorde is ek kort van draad, omdat ek 'n Matteus is, of nog erger, omdat ek 'n Kelly is, my voorsaad is Kellys, hulle is moeilike ure gewees. Is ek kort van draad van dit, of is Jesus koning van my lewe? Met ons gedrag moet wys Jesus is koning van ons lewens. En dan ons funksie ook. Vir my as pastoor is sleg as mense sê, "Jo, maar waar kom hierdie gogga vandaan?" Jy verloor jou meer, jy skort van draad. Wat is hierdie? En die Here wil daai goed wegvat. So wanneer mense na ons kyk, dan sien hulle Jesus in ons lewens. Maar dan ook die funksie. My boetie en sussie, ek sluit af. Daar is baie goed wat ek geskryf het. Ek wil afsluit vanmôre. Die Here het met ons gepraat oor twee goed veral. Dit gaan 'n struggle wees, dit gaan nie maklik wees nie. Jy en ek moet weet, ons is in 'n geveg wat ons nie kan verloor nie. En God wil nie ons moet verloor nie. En daarom sê hy vir ons, moenie handdoek ingooi nie. Al gaan dit moeilik, moenie handdoek ingooi, moenie jou hart verloor nie. In Engels, moenie moed verloor nie. Wees sterk en volmoed. Hoekom? Kom ons gaan na Matteus 28 toe. Matteus 28. Want dis die skrif wat die Here vir my gegee het vir hierdie jaar. Onthou, uit laas jaar het hy vir ons sê, Deuteronomium, wees sterk en volmoed, want ek is met julle. In Matteus 28 vers 20 sê hy vir ons, ek wil net die Engels ook kry, net vir Dion se onthaalwe.
Ekskuus. Hoor, in die Afrikaans sê hy in Matteus 28 vers 20, hy sê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. God bevestig, dat hy saam met ons is. Ek wil die Engels lees, want die samestelling van die sinnetjie maak meer sin, waaroor hy praat. Hy sê in die Engels, sê hy, vers 20, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I'm with you always, even to the end of time. Met ander woorde, as God sê, hy is met ons, dan praat hy oor die goed wat hy vir die disippels geleerd om te doen, dat ons dit ook sal doen. En wanneer ons gaan doen wat hy sê, nou waarborg hy sê, ek is met julle. Ek sal met julle wees, as julle uitgaan om my koninkryk te bou. Kom ons lees die Markus gedeelte daarvan, Markus 16, en dit sy laaste skrif wees. Tjoh, ja. Ek nie na my notas kyk nie, want daar's baie skrifte. Kom ons gaan na Markus 16 toe vers 20. En hierdie is wat God vir ons dan sê, Markus 16, 20. Hy sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk met die woord en die woord bevestig deur tekens wat daarop gevolg het. Amen. En almal sê, God sê vir ons as gemeente, wees sterk, vol moed. Maar raai wat, ek is met julle. As julle gaan uitgaan om my koninkryk te bou, is ek met julle. En daarom die woord wat Willie gee het, ek glo my hele hart, ons getuig van oorwinnings op oorwinnings in die naam van Jesus Christus. Dis ons Vader se plan vir ons vir hierdie jaar. Hy wil hê in elke situasie dat ons meer as oorwinnaars sal wees. En daarom hy vir u sê, kom soek hom. Kom soek hom. Hy sê, as ons hom soek, sal ons hom vind. En dan gaan sy koninkryk deur ons lewens manifesteer. Amen. Kom sluit af. Baie dankie Hemelse Vader, dat U vanmôre vir ons wil bemoedig om te sê, U is met ons. Tot aan die einde sal U met ons wees. En dan verseël U dit met te sê, Amen. Dit sal so wees. En ons dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U ons bemoedig het vanmôre om te sê, in hierdie op aarde, 'n duistere, donker wêreld waar ons leef, is U met ons. En U wil hê ons moet lig wees en sout wees in hierdie aarde, op hierdie aarde. En die enigste manier hoe ons dit kan wees, as ons nie ons eie koninkryk hier bou nie. Laat ons sal sterf van onsself. En laat ons sal toelaat, dat U ons lei, o Heilige Gees. Vader, ek wil bid vir elkeen van ons. Ek bid vir elkeen van ons, dat dit nie sal gaan oor my en my koninkryk nie, maar dit sal gaan oor U koninkryk. Dat hierdie jaar se wens is, Here, dat U doel vir my lewe, dat ek dit sal bereik en dit sal uitvlees. Dat mense Jesus sal beleef en ervaar in my lewe. Vader, dis ons hartsbegeerte. As dit nie op die lysie was nie, dan vir ons vergewe ons. Maar ons plaas dit op die lys. Nommer 1. Nommer 1, Here. U plan vir my lewe vir hierdie jaar, dat ek dit sal uitleef. Sodat U naam verheerlik sal word. U koninkryk uitgebou sal word.
Dis my gebed, Vader, in Jesus naam. Amen. Ek het 'n liedjie, Tsepo there. Just get the song ready. Laaste skrif. Hierdie is die skrif vir my, vir ons, vir hierdie jaar. Ek wil hê, gaan skryf dit iewers, gaan plak dit op jou yskas, en gaan profeteer dit oor jouself. 2 Korintiërs 5, vers 15. Ek gaan nie daaroor praat nie, ek gaan hom net lees vir ons. 2 Korintiërs 5, vers 15. Wat dit lees as volg, hy sê, omdat ons veroordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, en dan hierdie gedeelte. Sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en opgestaan het. Kom ons maak dit ons vers van die jaar. Here, ek leef nie meer vir myself nie, maar ek leef nou vir U. U is die enigste God in my lewe. Amen. Kom ons luister na die lied. Barbara, soos die lig daar kan afsit, kom ons luister na die lied. En as U wil opstaan, as U wil kniel, wat ook al, dat U dit sal doen. En daarna sal ons die offergawe opneem. Dankie.